Welkom by die week se Agri Monitor en hier praat ons landbou. Dit is Grootfontein Skou en hierdie week praat ek met Elvira Hatting van die organiseringskomitee. Sy gaan vir ons vertel wat alles daar so aangaan. Daar is groot afwagting vir die 114de uitgawe van hierdie jaarlikse skou wat beeste, kleinvee, perde en nog baie meer gaan insluit en 'n spookhuis en 'n vlotoptog. Ons weet nie waar dit gaan ophou nie. Then we look at Ben Harasep from the Ministry of Agriculture, who gives feedback on different projects he visited in the Omasati region to follow up on the subsidy programs that the government provides to the farmers. Dan laastens kuier ons saam met voermeester se tegniese adviseur Jobert de Wit, wat tydens die stamprietskou met Philip en Marie Strauss oor hul dorper en Witdorper stoetboerdery gesels. Hierdie week in Landboudiens is daar net een onderwerp waar mense kan praat en dit is die Grootfontein Skou. 114 jaar van elke jaar hierdie skou en hulle gaan nog steeds sterk. Die Grootfontein Skou se tema vanjaar is sirkus wat nostalgie en kinderlike verwondering terugroep. Organiseerders wil 3 dae skep waar mense bekommernisse agterlaat en gemeenskaplike vreugde ervaar. Sedert 1911 bied die skou 'n platform vir plaasgemeenskappe om saamstaan en uitdagings trots te oorkom. Selfs sonder diervermaak bly die fokus op oorspronklike volhoubare tradisie en plaaslike samehorigheid. Die bees- en kleinvee skoue vertoon vanjaar topgehalte diere met verskeie rasse en kampioenskappe wat betrokke is. Van braanvee tot boerbokke wys teelers trots op beste werk en strewe na uitnemendheid. Die program bied nie net formele keuring nie, maar ook braaie, optogte en gesinsvriendelike aktiwiteite in Kleise Spookhuis, waarop hulle baie trots is. So word die kultuur, vermaak en boerdery in Grootfontein se hoogtepunt saamgevoeg vir almal se genot. Die skou dien as 'n viering van 'n goeie reenseisoen en Namibië se veeboerdery tradisie. Vir besoekers en boere bly dit 'n geleentheid om trots, dankbaarheid en gemeenskap te deel. We are bringing to you In the Mix Africa, broadening our perspective, focusing on African players playing in Europe, playing in Africa, the inner workings of their craft, every single little thing. And also, very importantly, tasting African food with Patty. Are you ready for that? Of course, we're going to broaden up our taste palettes and we're going to take it to the whole of Africa. We're not just going to stick here in Namibia. Of course, it's important to also appreciate Namibian culture and food, but we're going to broaden it up, like you say, and we're going to try everything. That's right. So join us as we take you beyond borders for the love of sport with In the Mix Africa. Goeiemiddag en welkom by Klees Kompas. Ek is Jacques de Tooy. Ek bied gewoonlik Agri Monitor aan, maar vandag is ons hierso om bietjie te gesels oor die Grootfontein Skou. Ons het vir Elvira Hatting hierso van die komitee en hulle werk al die laaste paar maande hulle hande af. Hulle is al moeg geskou en die skou het nog eers begin nie. Kom ons gesels met Elvira. Elvira, hoe gaan dit? Goeiedag. Goed en self. Ons kan nie klaar nie. Grootfontein Skou is om die draai volgende week. Hoe lyk die dinge daarso by ons? Kan jy vir ons 'n bietjie vertel wat die mense kan verwag? En miskien kan jy ons 'n bietjie deur die program vat van wanneer alles gaan begin. Ja, beslis Jacques. Die skoukomitee is hard aan die werk. Daar word geskrob en gras gesny en geverf en alles. Maar ons skop volgende week Woensdag af. Dan is dit die eerste dag van ons skou. Ek dink Woensdag se hoogtepunt en eintlik die skou se hoogtepunt is dan nou die amptelike opening. Dit begin 4:00 die middag met 'n vlotoptog deur die dorp, regtige hoogtepunt vir Grootfontein. Ons het gewoonlik die weermag se orkes, jy weet, dis mos nou ook 'n weermagdorpie. En dan nou die amptelike opening op die gronde met die NLU president Tinus Pretorius wat dan nou ons spreker is vir die dag, vir die oomblik. Donderdag is dit dan nou iets vir die vroue, spesiale vroueprogram. Ons het 'n vreeslike heerlike kunsterapie sessie en sommer net 'n grimeringssessie. Dwars deur al die dae natuurlik, die klein vee wat skou, die groot vee wat skou, beeste en dan nou natuurlik die perde, hoogtepunt vir Grootfontein Skou. Ek dink in die land is ons
met die grootste perdeskou, hier's natuurlik 'n klomp perdeboere wat help. Dan Vrydag sluit ons af met al die interras kampioenskappe, die kleinvee hou hulle interras kampioenskappe en die grootvee hulle sin en die perde natuurlik vir die derde agtereenvolgende jaar salperd kampioenskappe. Dis pragtig, die perde is iets om te sien, alles van boeresport tot siertuig, jy weet, dit is net iets uitwensrekke. So hierdie jaar se tema is sirkus. Vertel ons 'n bietjie van julle tema en die beteken agter dit. Ja, weet jy, Jacques, ons kies elke jaar 'n tema en die hoofrede daarvoor is die vlotte, hoe hulle versier en opmaak. So verlede jaar was dit die Happy Hippie 60s en dit was groot pret. Jy weet, jy kan jou net indink. So ons hoop dat die sirkus net so 'n prettige en lekker uitspattige tema is waar mense hulle verbeelding kan gebruik. Ons verwag 'n klomp narre natuurlik. Ja, dis 'n hoogtepunt en ons sien uit. En dan laas jaar en die laaspoor dit, nou we het 'n bietjie erge droogte gehad, maar nou is die droogte verby en die gras in die veld is groen. Hoe lyk julle inskrywings vir die beeste, kleinvee en die perde in vergelyking met die vorige jare? Inskrywings ons is aangenaam verras. Ja, sluitingsdatums het ons besef is relatief, want die kleinvee kry nog steeds inskrywings. Ons trek amper by 300. Ek dink hulle het nog laaste was dit 290 om en by. En daar kom elke dag meer in. So dit is, jy weet, dis die noorde, dis nie regtig. Dit is kleinveewerk, maar niks in vergelyking met die suide nie, soos ons baie trots op daai syfer. Ook die eerste regtig die hoogste in 3 jaar. Om en by 180, nou ons het maar 240 stalle, so dit was jare laas wat ons stalle so vol was, en perde, dit is ook baie goed, beter as laas jaar, is om en by dieselfde, maar ons is nog steeds dankbaar. Nou, die hoofding is natuurlik die skou, en ons wag almal om te kyk wie is die interras kampioene van al die diere en so, maar daar is nie net skou nie. Die diere gaan ook bietjie ander goeders doen. Ek verstaan as 'n kostuumklas en die perde gaan ook bietjie met siertuie of so ry. Kan jy vir ons van dit vertel? Ja, ek dink wat die Grootfonteiners op besluit het is nogal uniek. Hulle noem dit kostuumklasse, so die kleinvee het die jaar ook begin saam speel met dit. So daar's 'n geleentheid waar die beeste snaaks aangetrek word. Hulle gaan in by die skou se groter tema wat sirkus is. So hulle het 'n prettige geleentheid, die teelers trek hulle self snaaks aan, die vashouers, touleiers trek hulle self snaaks aan en die beeste en hulle parade is iets wat by die perde begin het. Perde doen dit al jare lank, wat hulle in kostuumklas noem. Perde word pragtig opgemaak, die perde word geverf, hulle eienaars word geverf. So hierdie jaar gaan selfs die kleinvee dit doen, hulle doen dit reg vir Woensdag. So teen die tyd wat die perde en die beeste en die vlot optog op die veld of op die arena opkom, dan gaan ons ook die kleinvee eienaars sien in al hulle kostuums wat dan sirkus. Ons sien uit vir daai definitief. Dan wil ek gehoor het, ek weet dit is nou moeilik om almal te noem, maar kan jy dalk noem wat se van die stalletjies en besighede gaan daar wees wat die mense kan kyk? Ja, natuurlik het ons die uitdaging dat ons baie afgeleë is en mense is moeg geskou hierdie tyd van die jaar nietemin. Ons fokus baie sterk op landbou. Ons is mos maar deel van die mieliedriehoek en landbou is die hartklop van hierdie deel van die wêreld. So baie trekkers, alles van implemente, ploë tot dieremedisyne, veemedisyne, veeprodukte, elektriese heining, skale. Vir die vrouens het ons natuurlik ook daarom jou leerprodukte, jou juwele, jou skoonheidsprodukte, kuns. En ek dink vir die kinders, dis nou iets wat van die skoukomitee self kom. Omdat ons afgeleë is, dis nie altyd meer moontlik op die malamele, merry-go-rounds, om nou Afrikaans te praat, hier te kry nie, maar ons glo, ons maak dubbel en dwars op. Ons het 'n eie treintjie vir die kinders, ons het 'n spookhuis, ek dink dis absoluut uniek en daar's ongelooflik moeite in sit. Selfs die groot mense geniet die spookhuis. En dan is dit springkastele, waterkastele en sommer net algemene pret.
vir die klein kindertjies. Ja, nee, ek kan self nie wag om daar so te gaan draai nie. Dit klink vir my asof iets is wat mens nie kan mis nie. Ek wil gehoor het dit is baie harde werk en die skou is nog nie verby nie. Maar en 'n mens weet, ek kan nou nie vir almal noem nie, maar jy het nie dalk 'n paar spesifieke mense wat jy dankie voor wil sê nie met die organisering. Ja, beslis, Jene. Waar begin ek, Jacques? Ek dink heel eerste, ons is almal dankbaar vir ons Hemelse Vader wat dit moontlik maak. Soos Tannie Nita dit ook eerste sal sê, maar Tannie Nita Pretorius is ons skou-president, vrou wat voorvat, wat sy tyd vir niks, sy stop vir niks. Jy weet, dis trane, dis harde werk, dis moed hou, dis moed skep, maar sy maak van dit besonder soos 'n goeie leier wat mense by mekaar bring en met hart en siel dit regkry om elkeen te laat inspring. Ja. En natuurlik elkeen op die komitee, ek meen alles van Casper Boensel wat ons beeste doen, Janine, Lou wat alles op haar eie doen as dit by die kleinste kom, Pieter Burger staan aan die van die perde afdeling. En dan sal elkeen wat maar sy eie doen, ons het die tesourier Saartjie van Seil en Pieter wat dan ook nog ons sekretaris ook moet wees. En ja, ons is 'n wonderlike span wat net saamwerk en jy weet, dis 'n vrywilligerswerk. So niemand word betaal nie. Ons doen dit uit die liefde van ons hart. En dan nou vir die mense wat nog nie seker is of hulle Grootfontein skou gaan bywoon of so nie, het jy dalk 'n bietjie 'n boodskap vir hulle. Ek dink ons is 'n heerlike saamkuierskou. Ons probeer werklik iets nuuts bied wat jy nie elke dag sien nie. En dit is 'n ongelooflike kuiergeleentheid, ongelooflik gasvry geleentheid en ek dink uniek. Ons fokus daarop om regtig uniek te wees. Wat jy by ons sien, oor die algemeen, gaan jy nie by 'n ander plek sien nie. Ek sê saam. Nou ja, toe Elvira. Ek sê vir jou dankie dat jy tyd gemaak het om saam met ons te gesels en vir julle wat kyk. Moet nie skaam wees, jy maak julle pad na die Grootfontein skou, daar gaan beeste wees, daar gaan diere wees, daar gaan perde wees, daar gaan kos wees, daar gaan vermaak wees. Jy gaan nie vir 'n oomblik verveeld wees as jy daar so rondloopie. Ons sê dankie vir Elvira dat sy by ons kom kuier het en ons sien julle by die skou. In terms of the horticulture support program, in terms of the drip lines and so on, I believe that with this type of support, our farmers can make food, they can actually contribute to food security. And I hope that the other farmers out there can see the example and try and emulate the same example of this particular farmer. They can be subsidized, the inputs, including the shade nets, including the water infrastructure, specifically the solar pumps, just to assist them to start the process. But of course, as always, they should be prepared to put 40% to the total cost of the materials and also the inputs. The key aspect here is basically the availability of water and the land, and then also at the same time the commitment by the farmers themselves to put this agricultural land under production. So the farmers can apply at our agriculture extension offices, or what we call the agriculture development centers. They are across the country in various constituencies and districts. So they can approach our extension officials. They can be guided in terms of the subsidies, because we have the modalities in terms of how they have to apply, and they can basically then get subsidized 60% of their inputs. We do have subsidies that we are providing under the various programs. As I've already indicated, we have the horticulture support program, we have the poultry value chain, we have the dairy value chain, and then we also have the cereal value chain programs. Those are the programs which have been implemented across the 14 regions, except the dairy value chain that is only been implemented in Hartap, Omaheke, Ochozonjupa, and Kavango West.
Goeiemiddag en welkom. Ek is Jacques Toy by Agri Monitor. Saam met my vandag in die studio is Dr. Hannes van die Witvlei Boerevereniging. Hy is deel van die organiseringskomitee daarso. Die reëlingskomitee. Volgende jaar is 'n baie groot jaar vir Witvlei Boerevereniging. Hulle vier 'n hele eeu van bestaan van Fastpaid in die Witvlei area. Hannes, hoe gaan dit vandag? Baie dankie Jacques, dit gaan goed. Ons is veilig hier en ons sien uit na die gesprek saam met jou. Ja, ons kan 'n bietjie ek is nuuskierig om 'n bietjie te hoor wat jy het om te vertel. Dit is 100 jaar. Dit is geen grap van Fastpaid en deurdruk in Namibië se in daai area. Hannes, vertel vir my so 'n bietjie, gee my 'n agtergrond van Witvlei Boerevereniging. Ons is maar in Witvlei gesentreer. Ons lede is maar almal voltyds of deeltydse manne wat rondom Witvlei boer. Ja. Ons self is nou 'n bietjie meer Gobabis se kant toe of noord van Gobabis, maar ons is maar redelik almal rondom die Witvlei area gesentreer. Ons is so vir 85 lede, aktiewe lede op hierdie stadium, so dit maak ons seker een van die groter boereverenigings. En ons is dan ook een van die 9 boereverenigings wat behoort in die Gobabis Distrikslandbouunie. Ja, nee, 9 boereverenigings in die Gobabis area. Jy het my nou vertel, Gobabis, ek het dit eers geweet, jy is groter as die Vrystaat. So ek kan verstaan hoekom is daar so baie boereverenigings. Tussen al daai, daar moet ietsie gesê word oor 100 jaar. Vertel vir my, wanneer het jy daarso aangesluit? Ons persoonlik het in 2004 het ons lid geraak, wat ons daar aangesluit het, en ons het nog nie teruggekyk van wat ons lid geraak het by Witvlei nie. Vertel gou vir my vinnig, hoe het julle uitgevind, Witvlei word 100 jaar oud? Ok, dit is heel toevallig, so 3 jaar terug omtrent nou, ek weet nie wie dit vir Sonja Pak aangestuur nie, 'n klein beriggie wat hulle iewers gesien het van 1926 was die stigting van Witvlei Boerevereniging. En toe het Sonja onmiddellik vir my die beriggie aangestuur en ek het vir haar gesê, Vader mens, ons het 3 jaar tyd om 100 jaar te organiseer. En toe het ons begin werk maak daarvan en gelukkig het ons boerevereniging het 'n groot argief, wil ek sê, van ons eie, al ons notules en agendas en belangrike dokumentasie oor jare het ons bymekaar, so daar's 'n groot bron van inligting wat ons kan gebruik om die ding te vier. Maar nou wil ek daar net by sê, kyk, ons is nou amptelik, is hy destyds gestig op die 17de April 1926 is hy nou amptelik gestig, maar voor die tyd was hulle ook al reeds bedrywig, wat hulle ook al samekomste en goed gehou het, so eenmal 'n maand, eenmal in 2 maande. En nou die mense wat nou ons boerevereniging 'n bietjie beter ken, sal nou weet daar's 'n kameelboom is op ons logo. Nou die eerste bymekaar kom plek was 'n kameelboom geweest. En dit is hoekom ons nou so sentiment het aan die kameelboom, want die vergaderings is maar altyd onder die boom gehou tot in, ek dink 1958 wat ons die boerehuis gebou het. So dit is waar die kameelboom vandaan kom. Maar dieselfde kameelboom het ook gedien as die kerk in die omgewing. Ja. Sondag is hy vir die kerk ingespan en die manne het daar by mekaar gekom. Die boerehuis, bestaan hy nog? Hy staan. Dit was 'n groot geveg geweest. Oom Ben Swart, hy was die ou stigtersvoorsitter geweest, groot hand in die boerevereniging, jare betrokke geweest. Hy het tot ek dink 1961 of 62 was hy voorsitter geweest. Baie insette en werk gelewer. En hy is op 'n stadium, is hy Zimbabwe toe geweest, die destydse Rhodesia. Ja. En daar het hy by iemand gaan kuier en 'n plan van 'n boerehuis gesien wat vir hom nou 'n ideaal geraak het. En toe hom nou teruggekom en begin 'n plan teken en die boerehuis is begin. Nou interessant, die boerevereniging wou daai jare, dit was nou nog ponde en shillings, maar in vandag se geld wou hulle R2000 by ons bank leen. Die bank het geweier om vir hulle die geld te gee om die boerehuis te bou, want dit was te groot risiko geweest. En toe het oom Ben hulle plan gemaak, soos wat ons maar in ons nasie se aard is, en begin funksies hou in insamelings en sulke goede en op die ouend is die boerehuis kontant betaal. Hy's dink nie 1959 is hy amptelik ingewy met 'n groot okasie, was so 160 mense daar gewees die dag.
ook met 'n braai en alles wat daarmee saamgaan. Die administrateur was daar gewees almal. En ja, en vandag staan ons met uitstekende bate op ons eiendom. Nou al 'n bietjie aangebou, nog verbeterings aangebring, maar ons sit met 'n baie groot bate binne in ons gemeenskap wat vir enige funksie gebruik kan word. Ja. En dit word nie net vir ons boerevereniging vergaderings gebruik nie, dit word ook vir funksies van buite gehou. 85 lede, daai moet een van die groter boereverenigings in die land wees en dan op 100 jaar, soos jy vroeër gesê het, jy skat, dit staan omtrent een van die top 5 oudste boereverenigings in die land. Ek hoop jy hoor, okay, jy het nou in 2004 aangesluit, dit is ook nou al basies 20 jaar. Hoe belangrik voel jy is 'n boerevereniging vir 'n area? Weet jy, kom ek gaan nou sommer net oor die laaste 2-3 jaar praat wat ons deur redelike ernstige droogte gewees het. Jy gaan na 'n boerevereniging toe, almal se gemoed is laag. Ja. Almal sit met dieselfde probleem, daar's nie veiding nie, die pryse is swak, alles is min of meer dieselfde. Maar as jy vanaand huis toe ry en jy het net met 'n paar ander lede gepraat, dan kom jy agter, maar kyk, ek het 'n probleem, maar die volgende ou het 'n groter probleem as ek nou met die droogte. Hy het minder kos as ek, hy het minder gras. Sy kalwers groei nie, sy besettingspersentasie op sy koeie is minder as myne. Ja. Dan besef jy, weet jy, maar jy kry soveel waarde uit hierdie ding vir jou eie gees en siel, dat jy net voel, maar dit gaan nie so sleg met my soos wat ek gedink het. Dit gaan eintlik beter. So dit is eintlik 'n groot ding en dan daai samesyn in ons boerevereniging. Ek dink daar's min boereverenigings wat so 'n lekker gees het onder mekaar. Die van julle wat nou al by 'n braai kompetisie gewees het, sal onthou ons het baie kere die meeste ondersteuners met die grootste geraas. Is aan ons kinders nie dat ons altyd die wenspan is nie, maar ons probeer. Maar die gees is daar, dis vir ons belangrik. Ek onthou nou by die NLE Agri Braaidag. Dit was lekker geweest daar so by julle stalletjie. Ons het almal gehoop julle gaan wen en ek dink julle het gegaan vir daai wen dat julle die braai sommer daar kan nou en die 100 jaar viering kan hou en so aan. Kyk, daai was nou 'n groot toffie eintlik geweest wat ons gehoop het. Party het gehoop ons wen, party het gesê nee, julle moenie wen nie. Want ons het in Maart maand volgende jaar as ons die lewe hou, het ons die Duitse Oscar wat plaasvind wat ook 'n groot geleentheid is in ons saal. Maar dan die Duitse karnaval, ja. Hy vind op ons terrein plaas wat ook 'n groot ding is, so elke 2 jaar en dan 'n week voor ons 100 jaar viering en dan is dit die braai kompetisie in Gebabes wat sonop aanbied. So ons is nou gaan braai, ja, maar ons hoef hom nie aan te bied nie want ek dink nie dit sou gewerk het as ons met Oscar en braai en 100 jaar saam gehou het nie, dan so dit is die hande te min. Dis Wika en Windhoek, Wuka Walvisbaai of wat is Waka? Ja, Swakop het ene en dan Otjiwarongo het ene weet ek en dan ons en is Oscar. Swakop is Kuska, Windhoek is Wika, Otjiwarongo is, ek kan nie onthou wat se K nie en dan is daar nog Luderens en dan is dit Oscar. So ek hoop julle het genoeg lede wat kan help om te organiseer vir volgende jaar. Wat se planne is sover het julle in gedagte? Okay, die grootste werk op hierdie stadium is ons gaan 'n gedenkalbum uitgee oor die 100 jaar. Die inligting se sluitingsdatum is nou die 30ste September moet al die inligting by my of by Sonja Pak ingehandig wees. Dis nou foto's, berigte, al daai goede moet in wees want ons moet 'n bietjie voorbereidingswerk nog doen want hy moet ingaan na die drukkers toe. En dit wil ons graag vir elke lid die aand met die amptelike funksie wil ons graag vir elke lid as 'n geskenkie gee. Dan so 'n oorsig oor die 100 jaar wat het gebeur. Nou 'n ongelooflike reis wat jy deurmaak as jy so deur die argiewe werk om nou te kyk wat het gebeur. Maar interessant 'n goue draad wat deurloop van dat Oom Benelom begin het in 1926 tot vandag toe nog is daar 3 goede wat permanent op die agenda amper is, wil ek sê, en dit is ons vleispryse. Die een ding, die volgende een is die swak paaie, veral die grondpaaie. En wat is die derde? Telekommunikasie is die derde een. Nou daai jaar het hulle nog met ou handtelefone en gesukkel en vandag sukkel ons met selfoonontvangers en sulke goede so. Maar dis die goue draad, daai 3 items hardloop deur die hele geskiedenis hardloop hy so saam. Jy sien dit baie duidelik. Kommunikasie?
paaie en die vleispryse. Vleispryse, ja. Is altyd 'n bespreking. Ons klauwer. En dan 'n bietjie iets van die regering en iets van die regering daar. Ja, daar kom altyd maar iets anders by ook in so aan, maar interessant. En dan ook een van die groot gevegte of twee van die groot gevegte in die boerevereniging was gewees, toe hulle destyds gesukkel het om 'n stasie op Witvlei te kry, dan praat ek van 'n laaistasie om beeste te laai op die trein, want daai jare, kyk in 1928 is die trein amptelik ingewyd is in Gobabis en Windhoek. Ja. En dan moes jy nou jou diere Gobabis toe vat om daar te laai en dan Windhoek toe te bring. Toe begin 'n beklei die boerevereniging vir ons moet 'n stasie laai kry. En hulle tot by die eerste ministers van Suid-Afrika gedraai daai jare wat briewe gekry het van die boerevereniging af en hulle die ding beklei en ons het hom gekry op die ouend, daar kon diere gelaai word van hom. Okay, vandag is hy nou ongelukkig tot nie. Hy bestaan nou nie meer nie. En dan die ander ding wat ook interessant is, veral die ouer garde hulle dalk onthou, toe die boerehuis nou geopen is amptelik, mag daar aanvanklik nie enige drank verkoop gewees het in die boerehuis nie. Dit was 'n groot fete gewees, wil ek sê. En die man het mekaar redelik aangevat. Nee, dit was vir hulle kern gewees. Jy bring nie drank in jou kern in nie, sal ek nou maar sê. Dit is 'n buiteding. En toe was die ou Witvlei Hotel nog daar gewees, na die manne nou geboerevereniging hier in die boerehuis en as ons nou hotel toe later en maar later het die sentiment begin verander en hulle het gesê, maar kom ons hou alles by ons, dis bietjie makliker, dis ons gemeenskap, dan kuier ons by mekaar op ons werf. Die geskiedenis loop baie diep daarso in die Witvlei Boerevereniging. Ek wil nou sommer so, want jy sê jy's nou deur daai dokumente wat hulle nog nie heeltemal, ek is amper deur, maar ek is amper daar. As jy so terugdink, is daar nog interessante goeters wat jy so uit die vuis uit kan onthou wat die mense geskryf het daarso? Weet daar's eintlik verskriklik baie. Ek dink die boek gaan eintlik iets vreeslik 'n lekker artikel wees. My enigste terugslag daar is ek is nie Duits skryfmagtig nie, so ek kan nie sukkel baie daar met die Duits, maar gelukkig daar is baie Duitse persone in die boerevereniging wat hand bysit. Ja. Maar kyk, hy is in 1926 gestig. Toe het dit 'n paar jaar goed gegaan, maar toe kom die Tweede Wêreldoorlog en dit het bietjie negatief ingewerk. Ek gaan nou nie uitwy in daai deel van die geskiedenis nie, maar dit het veroorsaak dat die boerevereniging in 'n mate dormant geraak het. Maar hy is nooit ontbind nie. Dit was die belangrike ding en toe hier in 1947 toe Mbenga gesê, nee, maar kom. Die oorlog is verby, kom ons vat die bal by die horings en ons vat hom nou weer aan en hulle het aangegaan. Ja. So daar's baie mooi goed oor die boerevereniging as jy nou gaan kyk oor veldbrande wat eintlik 'n negatief is, maar as jy gekyk het hoe het ons gemeenskap saamgestaan om die veldbrande te bestry. Daai klas goed dit het altyd gegaan oor die gemeenskap eerste by Witvlei Boerevereniging en dis die lekker van die boerevereniging. Ons is min Afrikaanssprekendes daar. Die Duitssprekendes is baie meer, maar nie dat dit 'n verskil maak nie. Ons is een groot familie by Witvlei. Albei weet daarom 'n plan te maak. Ja. Die probleem is nie as die plan werk nie, die probleem is as jy uitplanne uitraak om te probeer. Hannes, ek wil nou gedink het so vir volgende jaar, julle het nou nog nie vaste reëlings of so nie. Wanneer gaan julle 'n kampterrein daarso maak waar die mense kan kom want daar's ons reëlings is in plek. Ek gaan vinnig vir jou so 'n bietjie vertel. Ja. Ons gaan die 15de April, dit is die Woensdag, gaan ons so 11:30 die oggend gaan ons bymekaar kom, dan gaan ons 'n kerkdiens hou binne ons boerevereniging en dan gaan ons middagete hê en dan na die middagete gaan ons 100ste algemene jaarvergadering hou. Wat ons nou iets spesiaals is om te hou en dan, dit is nie, ek wil net by sê, ons 100 jaar is nie 'n oop ding nie, dit is basies net vir die lede en dan die buurtboerevereniging se voorsitters word genooi en dan is 'n bietjie van die NLI gaan ons ook persone nou saamnooi en dan die Saterdag aand is nou eintlik die groot funksie. Dan is dit nou 'n amptelike diner wat gehou gaan word in die boerehuis met die tema 1926, so jy moet aantrek soos 1926. Nou ons moet nog almal 'n pakkie gaan soek iewers in handskoene en hoede vir die vrouens, so dit gaan dit so 'n bietjie interessant maak.
en dan het een van ons lede gaan vir ons so 'n fotohoekie bou uit daai era uit met 'n museum op die plaas, die Wilkins, so hy gaan vir ons 'n bietjie van sy ou goed bring en die verhoog kom mooi maak. En dan dus daai aand het ons 2 gassprekers goed gedink om te kry. Die eerste ene is meneer Reimer van Haase. Hy was 'n hele paar jaar terug was hy voorsitter van die NLI of die president van die NLI. En dan die tweede gasspreker is vir ons baie na in die hart, dis oom Skalk Grobelaar. Is een van ons oudste lede in persoon op hierdie stadium. Hy en Tannie Moitjie en hy is ook die langste lid by ons boerevereniging of die langslewende lid wat nou nog aktief is in die boerevereniging. So hy is die ander gasspreker nou. Ek dink van hom af gaan ons baie staaltjies hoor wat hy nie vir my wil vertel nie, maar wat hy dalk vir almal sal vertel daai aand. Want omdat hy was ook langs sekretaris en hy was self voorsitter gewees van die boerevereniging. So hy het bietjie baie en hy het ook wat vir hy gewerk aan die begin toe hy begin boere. Dit sy area gewees. So hy ken baie van die ouer mense ken hy daar. Ja. Ek wou gehoor het jy wat nou so deur die dokumente en goeders gelees het. Jy hoef nou nie te voel as jy nou nie ken of so nie, maar ek het wonder wat was die minste lede wat die vereniging op 'n tyd gehad het en of waar 'n tyd was wat die naaste is wat hy dalk gekom het aan hom om toe te maak. Die minste wat ek nou kan onthou so die deurwerk van die dokumentasie dink ek was 26 gewees. 26. 26. Dit was seker nou net ons het nooit onder daai getalle gedaan nie. So julle was maar eintlik nog steeds altyd redelike is 'n bietjie 'n stewige ene. Die groot probleem nou op die oomblik is nie die getalle nie, dit is die ouderdom van die boere. Ongelukkig by ons boerevereniging daar is 'n redelike gaping tussen ouer boere en jong manne. Daar kom nie soveel jong mense by ons terugplase toe as byvoorbeeld by 'n Hoogveld boerevereniging wat ons 2 naweke terug 'n sportdag by gehad het nie. Daar is weer 'n groot kontingent jong manne wat nou plase toe gekom het. By ons is dit op hierdie stadium bietjie van 'n probleem, maar ek kan niks daaraan doen nie. Ons moet maar kyk hoe dit uitspeel. Nog 100 jaar wat voor lê, ongeag die uitdagings. Nee, wat ek vir 'n oomblik twyfel nie, as julle die Tweede Wêreldoorlog, al die droogtes, al daai goeters van die 60s en die 70s kan oorleef. Ek dink hy sal sy pad seker weer terugvind. Ek is so seker daarvan. Hannes, ek moet vir jou baie dankie sê vir jou tyd. Ek weet nie of jy nog 'n laaste boodskap of so het wat jy dalk aan mense wil gee. Vir die dag en so. Ek wil nog net voordat ek met die kamera gaan praat, wil ek dan nog net sê kyk, hulle was ook maar 'n ou klomp dwarstrekkers geweest, so die pad langs hier in die 60er jare het hulle tot protesvergaderings georganiseer. Om teen die beesbemarking en die bemarkingskanale wat bestaan het om teen die te protesteer. Die vleisprys. En hulle het advertensies in die koerante geplaas. Pragtig. Rondom om dit te promoveer en mense bymekaar te kry en hierdie ding te beklei. So hulle het saamgewerk, maar hulle kon ook 'n punt maak en sê tot hier toe het ons dit genoeg gehad. So. Net uit 'n skierigheid, daai tyd was dit net die vleisboere gewees of was daar, want daai tyd was dit 'n bietjie meer gediversifiseer. Hulle het nie gepraat oor melk. Ja, kyk as jy nou die geskiedenis van Gobabis area nou goed onthou, daar was die Gobabis romery gewees. Ja. Party sal onthou is die creamery. Daai jare was vleis mos eintlik nie veel werd gewees nie, die room. Hulle het mos geroom, al die boere gemelke geroom. Die room is aan die creamery gelewer en die botter gemaak. Ja. So die botterprys is nou vandag nou nie meer ter saake nie, maar aan die begin, ek het nou net gesê, die vleispryse was 'n deel van die geveg oor die jare, maar aan die begin was die botterpryse wat hulle gekry het, was ook maar 'n redelike geveg gewees om 'n beter prys vir die te kry, want dit is hulle inkomste gewees. Wonder ek wie daai prys bepaal, dit was dan nou seker nog steeds Suid-Afrika gewees. Nee, want 1926 was Namibië nou nog deel van Duitsland gewees en toe se Tweede Wêreldoorlog en toe van Suid-Afrika hulle oor. Maar ek kan dink, jy sê vleis was daai jare nie 'n probleem nie. Okay, daar was ook baie meer wild en so mense kon en ons het nie ge-worry oor Europese standaarde en daai tipe goeders en nou was nie regtig verkoeling vir melk gewees. So ek kan dink dat dit nog as 'n
die gesprekpunt was. En wat was er nog wat hulle oor gepraat het, as jy so deur dit lees? Dis my nou baie interessant. Hulle het gepraat oor heidings, skelmjagtery. Daai tyd was dit nee, 'n redelike punt van bespreking ook oor tyd gewees wat jy optel is 'n polisie gewees. Dit ook baie sterk gevoel wat vlei met 'n polisiestasie hê wat ons gehad het. Ja. Nou in die geskiedenis is daar polisiemanne goed vermoor, maar hulle het altyd beklei en omgegee daar moet 'n polisiestasie wees dat ons as gemeenskap iets naby ons het. Ja. En dan toe die teerpad destyds gebou is, die nuwe teerpad wat gebou is in Windhoek verbind het. Dit was hier in 1971-72 se wêreld. Dit het 'n bietjie omstaan gekos want die pad het toe nou deur ander plase gegaan. Dat was die ou grondpad. Manne was bietjie ongelukkig, maar toe die pad nou eers in plek val, toe hulle besef maar kyk dit gaan goed en dan 'n komponent wat bygekom het die laaste jare was die wildbedryf gewees. Ja. Wat nie heeltemal wegbeweeg het nie, maar 'n groot gedeelte het begin diversifiseer in wildbedryf ook in. So dit het ook 'n komponent. En dan in die laaste klompie jare het die kolebedryf. Ja. En die houtbedryf het ook begin 'n deel raak van ons van die gesprekke en soos wat dit dinge begin diversifiseer het. Ek hoop daarom vir die 100 jaar sal julle voor Witvlei net 'n bordjie daar sit om die mense te waarsku van hy spoedhobbels. Jy sê hulle want hulle het my gevang op pad na die Agri Braai dag toe. Maar nou ja, nee, anders kom ek gee jou nog 'n laaste geleentheid om iets te sê as jy eintlik wil ek nou, maar ek wil nou nie vir jou so te veel vasvra op die kamera nie. Ek sal self nog 'n bietjie gesels na die tyd, maar jy het nie nog 'n laaste boodskap aan die mense of die publiek of ek weet nie of jy 'n borg het of so. Ons het borge, maar enige iets is welkom. Dis maar 'n duur iets om te reël wil ek sê, die drukkoste van die boekies hier, ons het ook gevoel, ons gaan nie ons dames inspan om die kos te maak nie, so ons kry buite mense in om die kos te kom maak. Okay, ja. So dit is basies ons twee grootste uitgawes wat ons sal moet dek. Ons het 'n hele klompie borge al wat aan boord gekom het. Ja. Maar die groot ding is die lede moet maar net onthou, ons sperdatum is nou die 30ste September, wat julle bydraes moet inkom, daai ou foto's, daai ou onthoue, wat julle nog iewers in 'n kartondoos gebeer het, asseblief kyk dat dit betyds is, dat ons dit kry, dat ons van ons 100 jaar 'n groot sukses kan maak. Johannes, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Groot plesier. Dankie dat jy ingekom het en ek gaan verseker volgende jaar daar sou wees. Ek sien baie uit. Ek hoop om julle daar te sien. Ek kan enkel sê ek was by 2 eeufeeste van boerevee en so gewees. Nou ja, toe kykers, baie dankie dat julle aangesluit het by ons. Dankie dat julle geluister het. Dit was nou vir my baie interessant geweest. En dan ons sal julle so 'n bietjie opdateer die hele jaar in die aanloop tot die eeufees van die Witvlei Boerevereniging. Totsiens, sien julle volgende keer. En Hannes, sien vir jou volgende keer ook. Baie dankie en 'n mooi dag vir julle. Baie dankie. Stay informed and entertained with the latest coastal news, community stories, and local highlights all in one place. From inspiring people to exciting events, Irongo Talk brings you the moments that matter. Every week, we bring you the latest regional news, from impactful community stories to big sport headlines. We also dive into inspiring interviews with local figures and entrepreneurs and keep you in the loop on all the can't miss weekend events. By bridging the gap between print and digital, we inform you every week on what to expect in your Irongo print edition inside the Republikein, Namibian Sun, and the Algemeine Zeitung. Watch Irongo Talk every Wednesday and Friday on oneup2.com, on NTV, DSTV channel 285 or GoTV channel 25 at 1:30. You can also find us on our social media platforms, that's on Facebook, Instagram, Threads, X, as well as on TikTok. Irongo Talk, our community, your news. En daar het julle dit vir hierdie week se Agri Monitor program. Ons het saam met Elvira Hatting vooruitgekyk na die Grootfontein skou, waar die sirkus tema nostalgie en gemeenskapsgees beloof en kleinvee en grootvee weer die hoogtepunt van die landboukalender gaan wees. Ons het ook na Ben Harasep van die Ministerie van Landbou gesels oor sy besoeke in die Omasati streek
en hoe regeringssubsidieprogramme op grondvlak boere se werk en uitdagings beïnvloed. Dan het ons saam met voermeester Hubert de Wit by die Stampriet skou gekuier waar hy met Philip en Marie Strauss van Strauss dorpers gepraat oor hulle dorper en wit dorpersstoet gesels in. Laastens het ons 'n oorsig van die Grootfontein skou gegee oor wat mense alles kan verwag.